Ek kan sien is na donker en ek wag maar vir die bus. Terwyl ek wag tog okay, laat ek gou 'n bietjie gesels want ek het natuurlik altyd iets om te sê, lyk my, né? In elk geval, jy weet, ek's nou by 50s en interessant die afgelope tydjie besef ek die soort van noodgedwonge paadjie wat jy loop. Miskien het ek dit nie goed verwoord nie. Die interessante pad wat vir jou oop gaan, wat jy moontlik kan loop, soos jy deur jou lewe gaan. Byvoorbeeld as jy 6 jaar oud is dit 'n goeie ding om in graad 1 te wees. Dit is nie 'n goeie ding om ver van 'n skool te wees nie. Jy wil graag in die skool wees as jy 6, 7, 8 jaar oud is. So, daar's daai verwagte paadjie dan wat jy loop. Dan as jy aanskuif en jy gaan aan na jou matriekjaar en so aan en daarna is daar 'n sekere pad wat jy loop en so aan, dan's daar tyd om te trou. Daar's 'n tyd om kinders te hê. Daar's 'n tyd om pa te wees. Daar's 'n tyd om te sien hoe jou kinders die huis verlaat. Daar's 'n tyd om te sien wanneer jou kleinkinders arriveer, om 'n oupa te wees. Nou in my lewe, my 50er jare, dis die tyd vir mense om in baie keer in bestuur in te beweeg en daai ervaring te hê, of in die nering wat jy in is, om soort van dinge te bereik waarop jy trots is, jy voel ek het nou die dinge vermag wat ek wil en magtig, ek's trots op myself, ek het dinge bereik. Indien jy dit nie behaal nie, weet ek, dit is nogal moeilik, as jy voel, man, ek het nog nie my slag gevind nie, want lyk my, al my maats het soort van hulle pad gevind, hulle is secuur, hulle het hulle soort van slag in die lewe en lewe verloop lekker vas. Soos jou nou nie so reg uitwerk nie, dan is dit baie moeilik vir jou om, jy weet, te sien waar jy nou. In daai opsig moet ek sê, ek voel baie geseënd dat ek wel iets dinge bereik het wat ek graag wil bereik het. Daar's natuurlik nog dinge wat ek graag wil doen. Dus ek wil baie graag 2 boeke wat ek baie graag wil skryf, so dit gaan my nog 'n tydjie vat om tyd daarvoor af te sonder, en dan hoop jy net dat jou gesondheid gaan hou, dat jy nie skielik uitvind jy het kanker in 6 maande oor en daai boek skryf, vergeet daarvan nie. Ek het rukkie terug, so 'n jaar terug, my vriendin verloor en sy wou nog so graag van hierdie tipe dinge gedoen het, kon dit nooit haal nie. Siekte het daar ingehaal en is verby. So ek's baie dankbaar vir die gesondheid wat ek nog het. Natuurlik, ek kom agter daar sekere skete wat nou begin opduik en jy moet nou begin aandag gee aan dinge wat gebeur, want jy kan skielik verrassings kry soos met van my vriende nou gebeur. En jy weet, jy is nou op geleende tyd. Dis nou in hierdie tyd van my lewe dat ek voel dat my tyd kosbaar raak. Dat ek besef, jy het nie net 'n ewigheid voor jou nie. En as jy regtig sekere dinge wil vermag, is nou die tyd om dit te doen. En eintlik kan ek sê, weet jy, as ek aan die jeug van vandag, dit voel vrek snaaks om daai sin te gebruik. As ek aan die jeug van vandag kan sê vet en ek voel nog, ek is nog 'n jeug homie, jy weet, en hier sê ek daai selfde ding, is moeilik, sê jy, dis moeilik om aan te pas by ouderdom. Want jy nou skielik jouself in 'n stem dinge hoor sê wat ou ballies van voorheen gesê het, en hier sit ek wat daai selfde nonsens nou kwytraak. Maar is waar. As ek advies kan gee aan enige iemand is, spring in en maak werk om uit te vind wat jy wil doen in die lewe. Moenie net terugsit nie, probeer, klim in. As dit nie werk nie, netwerk met mense, vra oor wat hulle dink, probeer nuwe dinge uitvind, maar moenie sit en por nie. Van dis in daai gevalle wat mense verslaaf raak aan dit of dat, en dan drankprobleme het, en jy weet wat ook al, en dan sukkel jy, en dan spin jy jou wiele, en jy kom nie ergens nie, en jy haat jouself daarvoor, en jy wens jy was nie, of miskien oorgewig en al die nonsens, jy weet, regtig, maak 'n passievolle poging, om te besluit wat wil jy doen. So, hier in Amerika is hulle baie gretig om wat hulle noem retreats te hou, so wegbreekie, jy weet, so, en daar in die bos. Ek sou sê, doen die tipe goed, man. Doen dit vir jouself. Besluit, ek gaan hierdie naweek wegbreek en ek gaan so 'n bietjie dink oor wat ek wil doen. Of doen dit met 'n pel. Miskien is dit nie altyd die beste om dit alleen te doen nie, want jy kan nie so lekker dinge deurgaan. Party mense doen okay daarmee, maar ek dink dit is goed om 'n bietjie met 'n pel te gesels. Kom ons gaan breek weg. Ons sit elders en dit is kalm en rustig gaan wees en dink die dinge deur.
Maar maak 'n plan, dink jou dinge deur, jy weet. Ek wil soort van eindig met hierdie ou kort geselsiekie oor 'n interessante ding wat ek uitgevind het. En ek noem dit elke nou en dan, want is wragtig mooi waar, alhoewel ek dit self nie so goed leef soos wat ek behoort nie. Hulle was navorsing gedoen op vrek suksesvolle mense. Ons praat nie nou van die 1-2 miljoen tipes nie, jy weet, ons praat van hierdie 50, 100, 200 miljoen tipes en biljonêers. Dis wat het hierdie mense in gemeen? Interessante punt wat hulle ontdek het is, dis nie onderrig nie, dis nie 'n meestersgraad of 'n doktorale graad nie. En is nie dit en dat, en is nie 'n die tipe persoonlikheid of daai tipe persoonlikheid nie. Wat hulle wel in gemeen het is, hulle almal het 'n obsessie met beplanning. Beplanning. En dink jy dadelik, ja, dis nie ek nie. Okay, so jy gaan nie 'n tipe vlak van sukses behaal wat ooglopend is nie, miskien is jy gelukkig daarmee. Maar neem tog een ding ernstig op en besef dat deur wel te beplan, bring dit vir jou sukses. Soos hulle sê, he who fails to plan, plans to fail. En ek sê jou, dis 'n feit. En baie keer het ek daai probleem en ek beplan nie goed nie en dan gebeur nie veel nie. En dit haal jou in daai tyd. Ek sou regtig sê, maak 'n plan daarvan. Dit maak 'n groot verskil. So, met hierdie nonsens in die koue winter, wag ek nou vir die bus en ek sê groete, ons gesels later.